Ek het op 'n dag sit ek in 'n erediens in Dallas, waar Billy Graham se swaar op die Presbyteriaanse dominee was die diens lei, en die thema van sy preek die dag is a misfit in a world of cookie cutters. En ek voel hoe maar so bietjie is 'n misfit, nou gelukkig nie in a world of cookie cutters nie, maar in terme van ouderdom kom ek waarskynlik die langste pad. Ek sal nooit op 'n dag vergeet toe Andy Root en 'n klomp ander jong akademici in Oxford voor my sit by 'n lesing, en ek sê ek is nou nie meer is van 'n disipel as julle nie. Al voorreg is dat ek 'n bietjie langer al 'n disipel is. En 'n hele lot meer foute gemaak het en geleer het oor die lewe van die Here. En as ek oor ewig dinge praat, dan is dit nou min of meer maar dieselfde. Daai skryfie wat ek uitgestuur, ek kan eintlik oor niks anders praat as ek my mond oor ewig dinge oopmaak. Toe in 1981 my proefskrif die teorie ontwikkel het van intensiewe jeugdbediening, het ek gedink dit is ook nie helemaal nie, want die NG Kerk het toe al in 1966 gesê dis so iets. Ek skryf hier in 1981. Toe ek die boek sien wat nou hopelik binnekort beskikbaar is, dan die proewe is al klaar. Toe ek net een woord in sy titel en subtitel verander en die foto ook verander. Die eerste boek wat verskyn in 1998 het die Rembrandt skildery opgehaal oor die terugkeer van die verlore seun, met Rembrandt se selfportret van as die verlore seun. En ons kry ongelukkig nie by die ouers is die wetenskaplike uitgewers van die boek. Dit red om daai ding oor die hele blad te versprei. En die dame stuur vir my hierdie foto van die verlore seun, wat natuurlik soos aanskoon op baas van daar 'n paar kinders op. So die boek gaan op verskyn en sy subtitel is een woord verander. Die ou boek se titel was Inclusive Congregational Approach en die nuwe boek is an Inclusive Missional Approach. Hy hopelik is in Augustus of in Oktober uit. En ek het in die boek byna 300 nuwe bronne bygewerk, soos 'n grondige bywerk van die boek. Maar my teorie is ek meer oortuig daarvan as toe dit in 81 ontwikkel het. Miskien moet ek begin deur sy verhaal te vertel. Dit pas laas Woensdag sy proefskrif navorsing voorstel by die departement verdediging op staat van die FSA, Michael Drucker. En Michael is vir 30 jaar in hier gewees. En gewerk vir al wat jy kan noem. Op die oomblik is hy die kant saam met 'n ander paar ander in 'n independente gemeente so buitekant New York stad. En Michael se teorie is dat die afname in die Hoogstromkerke in sy land as gevolg van hulle soort van compartimentalistiese verstaan van jeugdbediening is. En ek gaan nou proefskrif doen daaroor, want dit gebeur nie by die African American kerk nie, en dit gebeur ook by die Latino kerk. Wat uit die aard van hulle kultuur bewys dat gesinsinklusiewe denke het as wat ons in ons westerse samelewing het. So sien waar hy daarna, nou daar vandaan mense wat die agterpad uitgedra het, was die keerders van die boek, een van die ou studente van die Siebel, en Chantal Weber wat baie van julle was en goed ken, ook die ken Chantal goed. Sy neem 'n leidende aandeel in jeugdbediening in ons land. Dus vir my is dit ononderhandelbaar dat kinders, adolessente en ontwikkelende volwassenes wesenlik integraal deel van die gemeente is. En as jy so nie dink nie, betaal jy die prysstand in 'n mate tyd. As jy dit nie snap nie, betaal die mense nou nie. Ek sluit af met 'n aanhaling uit die Duitse boek uit oor hoe arm word die gemeente wat nie so dink. Geen gemeente kan bekostig om kinders te mis. Maar jy word ook arm in die sin van jy gaan waarskynlik nie lang bestaan nie. Ek wys later 'n bietjie van 'n stukkie navorsing oor sulke gemeentes. Dus, hoewel dit uitdagend is, dit is verskriklik uitdagend om intensief te dink. Ek is in die versoek om iets te sê oor wat tweede gelede in die hof gebeur het in die NG Kerk. Dis verskriklik uitdagend om intensief te dink. Dit is tot pyn toe uitdagend. Maar as jy dit nie doen nie, dan betaal jy die prys.
Maar as jy dit doen, is dit op die lang termyn al 100 maal, 1000 maal die moeite werd. Dus ons dink so 'n bietjie daaroor. Die integrering van die jeug en die lewe moet ek oor jeug dink, dis vir my, ek gebruik aan die einde van my lesing vandag so 'n kort stukkie definisie van die wieg tot die wieg. Totdat jy nie wieg lê, totdat jy staan by die wieg van 'n kind, dan verander jy kind jou lewe redelijk dramaties. En dan sou jy kon sê dat jy 'n bietjie uit die jeugspasie beweeg. Maar en ons tydjie saam wil ek graag 3 dinge probeer doen. Ek wys dit nou vanaf want jy moet vanaf dink want ek het 'n kort net 5 minute van my tyd gegee. Wat ek nou eendag reise moet terugkry weer. Maar ek gaan probeer om daarby te bly. En jy moet my oor nommer 1 asseblief ernstig neem. Verhaal. Toe ek my proefskrif skryf oor jeugorganisasie, toe het ek agtergekom dat dit is eintlik nie 'n jeugprobleem nie, dit is 'n gemeenteprobleem. Dit is nie jong mense wat geseer anders moet begin het dink nie, hulle dink in elk geval anders. Dis ou mense wat sal moet verander, of ouer mense wat sal moet verander. En dit bring my toe by my wat op die oomblik dink ek redelik mee geassosieer word, my redelik intensiewe nadenke oor die ontwikkeling van nasionale gemeentes. Of in die Afrikaanse taal, gemeentebou. So daai wees ons het daarmee te doen. En ek gaan 'n paar metafore oor wees ons in die kop sit. Een of twee van hulle kom uit die Bybel uit, maar minstens 3 van hulle kom nie uit die Bybel. Maar jy kan nie intensief dink as jy nie dink oor wie dink intensief nie. Wie is ons? En daai nadenke is swak ontwikkel in die NG Kerk, want vir die NG Kerk was tot en met in die vroeë 90's vir baie van ons lidmate was eintlik maar die nasionale party wat af en toe saamkom om te bid. Nou as jy kultuur volkskerklik wil kerk, dan is dit moeilik om te ontdek wie is ons? Wat sê God van ons? En ander vrae te begin vra wat hopelik tot redelike grondige vernuwing van denke kan lei. En net so 'n paar metafore. Ek wys nou 'n prentjie daaroor. Jy moet aan die kerk dink as geskep en geskenk. Want daai geskenk is 'n ou spesifieke uitdrukking vir die kerk dat ons God se gawe aan die wêreld is. Nou, ek is dikwels met Kersfees in die buiteland en die Amerikaners van Thanksgiving af, wat die laaste donderdag in November is, begin speel alle malls Kersmusiek en in alle huise staan daar 'n Kersboom. Eers die persente word eers opgehang die aand, ou Kersaand, want hulle anders as ons maak hulle geskenke op Kersdagoggend. Maar intussen staan daar 'n paar groot in die Noord-Kaapse ons sê bokse, en weet sê julle kartondose, maar in die Noord-Kaap is dit 'n boks. Hulle is verskriklik mooi opgemaak, maar hulle is leeg. Jy kan maar oopmaak. Dis met elke metafoor gaan 'n vraag saam. As ons aan ons laat oopmaak in die gemeenskap, wat sal jy wel begin? Het baie gemeentes nie maar 'n weer opgemaakte boks geword het. Daar is hy dan. Ons is gawes. Geskenke aan 'n baie spesifieke stukkie van die aard. Ons is 'n geroepe mense, dis 'n redelike Bybelse uitdrukking, né? Dit weet jy self. Ons is God se voertuig na die wêreld. Dis die Hollanders se metafoor vir ons. En die onmiddellik is die teenvraag, is ons padwaardig? As die liewe Here in môre 'n kerklokaal inbou, sal jy gemeente waarvan jy deel is toegelaat word om verder te ry. Of afgetrek word omdat jy net nie meer, hoe moet jy dit sê, wêreldwaardig is. Want die goed is wêreld. Die diskandaal versprei van die polisieman eendag by argiteksie, verspoed, met antwoord meer as 120 km/h. En toe hy nou by hom staan by die venster om die kaartjie te skryf, toe bestuur daar ou met 'n waaiskat. Hy het nie stuur nie. Dus ek weet nie wat sal die Here nou moet vind as hy nou in die Stillerstraat se venster inkyk, waar ek en die op lidmaat is. Dis ons padwaardige voertuig. En ons het net geloofwaardigheid as ons
in hierdie omgewing kontekstueel relevant is. Ek dink jy gehoord aan die kerk met nou ons nou nog Facebook vriende en kontakmateriaal. En ek kom sien my eendag en sê, hulle het nog genoeg geld aan die Oosrand om 'n radiostasie te begin wat vir mense in Kenia die evangelie kan uitsaai. Nou ek het gedink, ek wil vir hom sê, weet jy hoeveel Christene is in Kenia? Maar ek het toe nog nie gesê nie, al wat ek wil vra is, wat doen julle waar julle is? En hy was doodstil. Ek vra later ongemaklik, het ek iets verkeerd gesê, hy sê nie, kom jy net met die hamer tussen die oë gestaan, want recht voorkant ons straat van ons kerkgebou af, lê 'n skottekamp, want ons doen daar niks. En my tweede vraag was geweest, opmerking, hoe dit ding is, verwag jy met mense in Kenia, jy het net missionale geloofwaardigheid as die kontekstueel relevant is. Laaste met woord, jy herken daai een, as lang in die advertentiewêreld gebruik vir die trekker, wat jy in die motor in sit, dat hy nie kan weggaan. Ons is inderdaad tot so opsporingsstasies in die wêreld. Ek moet nou daar, as ek nou nood dink, moet jy nou daar nou weet, want Zimbabwe is ook deel van ons synode. En selfs is dit van Zambia het deel van ons, maar ek het nog nie daai kaart nie, so hier is my nog meer dit. Die enige kerk, het nou nog so 1173 moet is op die begin het tel. Opsporingsstasies is ons toegerus om te kan soek. Die beste voorbeeld is die American Coast Guard, die kan hulle enige tyd 24 uur, dag of nag, winter of somer. Hulle gaan vry. Jy gaan nie al die diere te kry uitkom, maar jy so, daar, die kan nie in Suid-Afrika wegdraag, as gemeentes waarachtig weetdele is. Is nog maar een van die redes om die enige kerk nog wat ernstig voel, om grense nie helemaal te verloor. Hier is jy 'n gemeente, is 'n verantwoord. Dis is hierdie klomp mense wat die Bybel 82 metafoor voor. Ek het sommer net 5 God gesê. Dus met alle respect, God op die plaag in die kerk. Daar kan nog 'n paar name as daar nog 'n boek sou by. As ons dalk eendag die regte 2 Korinte en die regte 4 Korinte kry, is daar dalk nog 'n metafoor. Maar die punt is, die Here help ons om te verstaan wie ons is. En daai is nooit sonder kinders en jong mense. Nommer 2 dan, waarmee is ons nou besig as ons met eeuwigdiening besig is? Ons is eintlik besig met wat God begin het. Onthou nou die kerk is, wat dit aan betref, net die skepping van God. Is 'n skenking aan die wêreld. Aanvanklik was dit nie deel van die plan nie, toe het God gedink, ons moet hom almal dien, want die Genesis 1:3 geskryf word, na die ballingskap eers geskryf is. Toe daar allemaal 'n hele soort mense wat weggeraak het. Dus Genesis 3 maak nou sin, dat die weggereik vir die skepper. En hy soek. En die Bybel vertel dat hy soek toch, waarvan die hoogtepunt die uitroepteken achter die soektocht, is die komst van die Jezus. Lukas 19 vers 10 sê dit self, ek het gekom om te soek en te red die wat verloor is. Dus ons is deel van die lot weggeraakte mense, nee, ons is nou deel van die, soos die breinmense in my werk daar goed word gesê, hierdie gevinde mense. Hierdie mense wat gekry is. En God is so lief vir die wêreld, dit is 'n brief op dat al die rooi lyne in die wêreld nie geldt. God se bloed skepingsverbintenis is in die wêreld. En omdat hy hierdie soektog, hierdie voertuig, hierdie gawe, hierdie geroepenheid geskenk het, sorg hy vir die. Daar is niks wat jy kan nodig kry in hierdie soektog wat hy nie geskenk het. Ek kom nou nog so min oor 'n naam gee. Maar het gaan al die pad oor God en sy wêreld. En in hierdie wêreld is daar paas, maas, oupas, oumas, noem hulle nou maar kinders, babas, kleuters,
dit sou verskriklik wees as jy nou dink, dit is die roeping van die kerk om groot mense op die ding te soek. Inclusieve denken betekent jy dink ook oor die wêreld inclusief. Daai is mos nou ook in ons verstaan as vir ons kerk. Almal. Ek het vanmôre weer by Stellenstraat daaroor kon weer preek. Die disipelskap konsep van die Ou Testament is jy's 'n ingewyde mens. God het jou in die lewe gebring. En die doop is net 'n soort van wow, dit is so. Jy is klaar ingewyd. Ek weet die inisiasierites van die Afrika kultuur, dis iets anders. Maar die eerste woord van disipelskap is 'n ou Hebreëse woord, chanukah. Jy is 'n ingeleide mens, jy lewe. En as jy lewe, jy uitgesluit. Dus ons verbond verstaan is ons nou hierdie lyn of God wil 'n besondere verhouding met 'n klomp soekmense wat hy kan gebruik om hierdie soektog namens hom voor te sit. Ek sê af met my lees ons. Deur gewoon te sê, dit is hoe God vir ons sorg. Maar asseblief moet tog nie die fout maak met hoe dit nou aanhoudend maak en dit is prediking wat na mense toe kom. Prediking kan van kom hier. Prediking is iets wat jy doen in God se koms. Na die gemeente. Liturgie. Pastoraat, ensovoorts. Dus hierdie wie is ons? Is altyd besig om na te dink oor hoe kom God na ons en deur ons na die wêreld. En hierdie is nou eintlik eers missionaal. Jy sien daai dom kerk ook nie, hulle maak dit 'n verhoog groter en kry rook wat in die verhoog uitkom. En al wat 'n beter band is, en hulle vang net vis uit die swembad van die tent in. Die ding gaan elke keer sing. Dis eers hier wat die regwaar kerkdiens belewe. En al my navorsing met 'n 2 studente gevoel ek 'n ou jong mooi wat nog pas getroud is. En nou kry ek nie haar laaste hoofstuk uit. Sy nou met dit oor is. Sy sit in Atlanta in die FSA. En sy het briljante voorskrif oor hierdie emerging adults. Waarvan nou die laaste een briljante stuk empiriese navorsing. Maar almal van hulle sê, as jy een ding by hulle gaan soek, by emerging adult, is hulle soeke na egtheid en integriteit. Hulle gaan nie van mekaar draai. Nie as hulle verstaan wie hulle is nie. As hulle ingekoop het in prosperity vision, die jare sit hulle sondaar. Maar dit is moet jy verstaan wie jy is. Dis maar 'n verdraaide gesig wat uit 'n spieël wat vol kinkels en verkaal. Jy sien hoe lyk as jy nou kyk. En as baie mense wat dink dis ja, ons weet dit is nie so nie. Dis hoe God na die gemeente kom as terwyl van my glorie kollegas wat hier sit. Kan kom sien wie wat voor my sit is voltydse predikant. Kan ek ook net naam sien. Dan nou vra hulle of jy dit wil beteken was. Dit is God wat na ons toe kom. Dis die pastoraat wat na ons toe kom. Dis 'n manier om God se koms, my ook leer mense, ons is intermediair in die koms van God na hierdie wêreld. Hy skakel ons in die koms, maar bly hy wat kom. Nou, wat sou mens dan kon sê van hierdie jong mense? Ek het 'n Presbyteriaan wat vir my so simpel ontskep het, maar hy het nie mooi te doen nie, so ek kan hom nog nie mooi bereik nie. Jy wil sê, as jy nou intensief dink, dan moet jy daar 0 'n cirkeltjie maak van al jou kindertjies van 0 tot 1. Ek gebruik maar hierdie sin om te sê. 'n tweede cirkeltjie vir al jou kindertjies vir 1 tot 3. 'n derde cirkeltjie vir al jou kindertjies van 3 tot 6. En daar sien hoe oud is die ou kindertjie? Hy kan 'n volle stroom prediking vat. Maar vir hierdie mense moet jy dit as 'n ware ons moet eers half opgeneem in die kamer. En dan moet jy by ma se knieë kan sit en aan slaap raak. Of
vertel my Mimi Boete is met my lief, sy pa is na haar ma se dood met Mimi Boete getroud. En Mimi vertel my eendag dat 'n ma haar 2,5 jaar met my dogter die kerk die erediens vat. En sy sê toe die dominee begin preek, toe voel sy sit hier op haar skoot, op haar knieë. Toe voel sy die lyk word stokstyf. En sy hou so vas aan haar en sy kyk na haar en sy sien dat die oogie staan net so op haar predikant. En die volgende oomblik toe sê sy klip haar, jy sal nog so Here, dan klap my ma jou. Maar ek is nog te klein om dit my staan. So, daai sirkel is vir my krities. Daar's niks in daai sirkel wat kinders en jong mense nie nodig het. Niks. Gistermôre sien ek daar nog weer stap. Toe sê toe seker so 3 jaar die seentjie, na ons het net 'n kleuterkerk verwerf onder die wat maar 5. En ek sien haar stap na 'n pragtige toegeruste lokaal waar ons hulle ontvang. En deur my kop flits weer 'n 3-jarige kind in 'n goeie lokaal hoor, jy weet nie, waar kom die vandaan? Daar is geen jeugdbediening wat sonder administrasie kan voortbestaan, afgesien van begrotings en sovoorts. Okay, dan ben ek om dan vanaf met jou die skokkend te gaan oor hierdie stuk navorsing. 719 gemeentes, die steeds wysig vanaf. En daar vlieg bedrag. Net 4% word in den dienste navorsing vitaal genoem, wat daar gesond afsien. Dit is vitaliteit. En hou aan dit eens in die van. The word most often used in Bible congregations is we. As jy kan skryf, weet jy kan, jy kan mense tik, maar as jy kan, skryf ook me op jou bladsy iewers. Skryf net me gou daar. En reg onder hom skryf asseblief we. En stap net weer 'n keer dat we is net 'n me wat tot bekering gekom het. Die N het omgedraai. En as jy ooit goeders van Rick Osman lees asseblief in sy Teachable Spirit, die ongelooflike hoofstuk oor die verskil tussen individualisering en individuering. Om 'n individu te word wat tel, teenoor die sieklike individualisme, waarmee ons kinders groot maak. Individuering is ek is deel van 'n we. Individualisme is ek is die enigste een. En alles draai om my en dat is wonderlijke land met zo'n president. Daarom ga ik door praten in hierdie groep, afgesies op hierdie groep, hoe ek seker ook nie iets oor te sê nie, maar ek net dit sê, hier so as 'n klomp gemeentes. Hulle is gewoonlik baie vinnig groei en maar uiters onstabiel en weer 'n keer as dit aanhou, hulle verwys nooit na dieselfde naam van Jesus of God nie, maar na die Joodse naam. Ek is 'n Joodie. Vlug, God, ek probeer as dit wat hier Zeg een hinde nog al, nee? Bij me dink, wat is swak begrip van wie is ons? Als jij denkt die gemeente is om die club op te bezoeken. Dus voor ons zit ik wil wel zeggen, wie meneer iets tegen ons zit met de corrupte kerk. En het probeert die jeugd daaraan gewoon maken. En dit is wat ik met intensieve denken gegeven. En de siele denken kom ons kerkbegrip diep ernstig tot de keer. Vraag mij, ik werk vele jaren aan, dus pijnlijk moeilijk. Maar kijk je daar, ja, toch. Nou, hij vraagt verschillend dat hij daar woord gebruikt in die Engelse boek. Maar hij zei, hij uitgevonden is in aanvoer, ik vraag les vertaal is hier beschikbaar, dat die dode taalplaatsen, dus dit het proces van ontwikkeling. Dus je moet die woord die kan je betekenen. Je weet niet wat er staat in die term van die gemeente is. Maar ik weet het niet verdwijnen. Als je nog weer op mijn zin graf gaat zitten, en als ik daarom zeg, ik nog een beetje weggaan, dan wonder ik wat is nog goed houden. Dat is niet kijken. Daarom weet ik gewoon wat fascisme is.
Daar's nie eens net dit. So, en ek vra vir my goeie vriend in die Bloemfontein, professor Kobus Koeman, wat dink jy is ons getal? En die hele keer nee. En Kobus sê vir my, ek dink is hoor. Kan jy begryp hoe krities is intensiewe denke, want as jy uitsluitend dink, nee, hulle moet nou eers oud word voordat hulle deel is. Dit is 'n ou kultuur Afrikaner begrip, nee. Ons het dit genoem mondig word, 21 dan nou 18, laat iets sê. Daar is ook 'n kwessie van ontwikkeling, nee, die wag net tot die laaste vrystop gewerk is en dan die gemeente weg. So, wat moet ons nou daarvan maak? Want ek gaan nie hier oor jou praat, en dit kan jy met my goeders deeglik gaan lees, maar daai drie goed is vir my onberanderbaar. As jy die Bybel ondersoek, kan jy nie wegkom daarvan, dat God dink in terme van gesin. Of in die oude mag, net in Engels sê, God is the God of households, without ever becoming a household God. Hy is nie huisgod nie. Dit kon Rachel opsit toe haar pa haar soek wat die pa gesteel doen betrek. Maar God sit hier nooit. Dus, as jy nie gesinne dink nie, dan is jy waarskynlik nie besig om theologisch te dink. Want dit is wat theologie beteken, is 'n eerlike poging van ons kant om goed agterna te dink. Maar het is ook waar dat hy op 'n unieke manier betrokke is by kinders. Jy weet almal, en die jongens die onder ons, die behoort het nog weer beter te weet, daar word toe alle jeugdlieden se theologische denken. Dit is geen goeie boek waar jy met in lees nie, wat nie terugpijt op Deuteronomium 6. En dan daar ongelooflike waarheid, en ek sou hier tekste kon bysit. Kan ek net vra, wanneer was dit in Handelinge 21 vers 5 gelees? Waar Paulus op pad is Jerusalem, Rome toe al, die skip moet 'n bietjie staan hier, hulle laat hom toe om die gemeente te besoek. En Handelinge 5 sê die man wat nou die skip bestuur, onder nou ry weer. En die hele gemeente, die mans en hulle vrouens en hulle kinders, kom bid saam met Paulus op die strand. Wil jy nou jou indink, is kom kinders by afskeid by die vir die jongen. Ja, maar so hoor dit toch nie. So hoor dit toch. En as jy te goed met mekaar te gaan haal, dan betaal jy die prys wat ons op die oomblik besig is om te betaal. Dus ek dink dat daar net een conclusie te maak is as jy by ons gaan dink. En dit is dat die kind wieg tot wesenlik deel is van die geloofsgemeenskap. Of dus ons daar staat weer op sê geloofsfamilie. Maar wie saak nie, jy weet wat ek bedoel. Ek dink nie daar is 'n ander conclusie. En ek is meer oortuig daarvan as dat ek 30 jaar gelede die eerste keer geskryf het. Dit lyk my 3 konsekwensies. Dat hoewel hulle uniek is, en is hulle nie, is hulle nooit apart van die rest. My Amerikaanse vriende in die UK, wat onder andere Piet word, as ek dit ook bedonk om te in die dan. En later het ek selfs 'n politieke argument begin gebruik en gesê, julle is so teen apartheid, maar dis die soort apartheid wat geen kerk kan kos. Want, jy weet in die laaste hoofstuk wat Mark Center geskryf het in die 12 Years of Youth Ministry, pleit hulle vir jeugdkerke selfs. Kom ons begin dan weer wel voor, nee. Ons word moeg om iets op ander wat nie wil verander nie, te verander. Soos kom ons dink dit sal werk as ons nie begin. As jy nie begin en jy dink nie intensief nie, eindig jy net by begin. En daar is genoeg voorbeeld daarvan. Ek was my onlangs wonderlik geweest met Kobus van Wijtgaard vir my artikel stuur wat in Christianity Today verskyn het, wat selfs in die fundamentalistiese Sunday School word van die suide van Amerika die pen nie beginne val. Dat ons gaan nie die wedstryd wen as ons hulle so apart hou. Die tweede konsekwensie is dat jy nooit die realiteit mag ignoreer. En dit is 'n Afrikaner swakheid.
dat ons verskriklik lief is vir kinders, maar ons ignoreer hulle. En onthou wat die sielkunde sê, jy voel altyd geïgnoreer totdat iemand na jou luister. Nie as iemand jou sien nie. En dit is vir ons mede swart Suid-Afrikaners so swaar. Jy sê ons het nie gesien het, maar speel dan geluister. En menswaardigheid word eers bevestig wanneer jy na my luister. Dis is een ding om te sê, ja, natuurlijk is dit 'n deel van die gemeente, maar wanneer jy nie vraag nie. Of wanneer jy te veel vraag nie. So, nooit en nergens ignoreer nie, en die derde consequentie na my mening, is 'n ou en geprobeerde beginsel wat James Smart in 'n pragtige boek van hom uitgewerk het, oor die feit dat 'n kind in Israel was die kind van 'n jong Israeliet was die kind van alle ander Israeliete. En ek het so daar gevoel. Want ek my nie so wandra omdat my pa 60 km van die dorp af bly en nie kan sien nie. Want op die visie sit in die koöperasie stoep. En op Piet sal my maklik roep en sê, maar dan wat ek nie die. En dis gemeente wees. Hierdie kinders is ons. En wat ek nou maar sê, as jy my ernstig neem, is daar nooit 'n in kerk en jeug. Daar kan nie een wees. Ja, daar was 'n kerk jeug. Maar jy kan nie sien. Dan is jou eie kerkbegrip waarskynlik nog altyd weer al generatief bepaal. Generasie ouderdom bepaal wanneer jy mag sê of jy deel is. En daarom my ou bekende sirkeltjie wat die ou studente sal onthou, dat jeugdbediening wendel om twee vaste punte. Intensiviteit en gedifferensieering. En as daai spanning verval, het jy nie meer jeugdbediening. Nou, moet jy my mooi hoor, en ek neem nou hierdie Christus, tot my getuie dat ek probeer gesê het. As jy met gedifferensieerdheid begin, eindig jy selde indien ooit met intensiviteit. Ek het nog gesien, probeer nie so bruiselijk is. As jy gedifferensieerde punt jou vertrekpunt maak, is jy selde of ooit met intensiviteit. As jy dit jou vertrekpunt maak, intensiviteit, kan jy dit nie ontsnap nie. Dus logisch deel van intensieve denken, dat hierdie kind is 5 en hierdie jongman is, ja, ek wil het opzet, dus hy wil nog uitkomen, as hy nie so, hy is meer volwassen, as ja. Dus intensieve denken is kritisch, moeilijk. Want jy kan gedifferensieerdheid ontsnap nie. En as jy daai woord mooi lees, net daar is die punt. It makes a difference whether you are 15 or 50. En dit is een meer ernstig. Maar dit betekent nie apart nie. Dit is een intensieve differentiatie. Dus, as ek my bakens mag vandaan loop, vir een oomblik, en hulle word in die boek baie manier uitgewerk, dit is die kind. Dink ons intensief. Want as dit nie daar verander nie, word dit kosmeties. Weg. Dus in die transformatie van gemeentes werk jy aan 'n ander manier van dink, want wat jy dink, gaan jy doen. Daar selfs Britse teoloog wat so sê, wat jy dink, is jy. Voeg nou daarby die 4 basis. Dit, en ek gaan daaroor praat doen, dit is my kritiek, ek is in die nieuwe boek, die grootste deel wat bygewerk is, daar rondom. Die gesin, as jy een medische plek waar mense vervolgd kan dat my bestuur is, of dit net my ma, of net my pa, dis is nie belangrijk. As ek altyd het, is ek keter, maar ek is nie half, omdat daar net een is. Maar jy kan nie die gesin uithaal nie, daar vind verstaan plaas op die meest natuurlijke manier. Ook wie God is. Die verandering binne die gemeente
Ek het dit vanmôre hier gesê, ons het in Stellenstraat die tieners nodig om ons te wys hoe dit deegnog. Maar hulle het by Vryskop nodig om te weet, iemand hou aan, selfs op hierdie ouderdom, om agter Jesus aan te doen. En dan moet my dan vra op 'n dag, om het dan werk. En ek moet ook op 'n dag gaan sê, Jesus, maar ek moet dit werk. Moet net die ophou probeer. Dus ons het mekaar in die proses van verandering nodig en dan vir mekaar ruimte maak en ek dink aan die rest van ons daarmee baie help om binne in intergeneratiewe denke met mekaar hiervoor weer op 'n nuwe manier nadenk. Daai Paulus wat my boek gekeer het, ek het eers die keer gestuur het na hom, nie maar toe skryf ook 'n stukkie op die agterblad. Is 'n ou PhD-student, my is 'n baptist. Antwoord hulle teologie uitgangspunt is anders. Maar skryf by my 'n proefskrif oor wat hy noem die versoening in gemeentes wat apart dink oor kinders en jonges. Jy moet daar in jou eie jeug begin evangeliseer, want jy het eintlik nooit gehad nie. En dit is nou so ver is dat hulle missionale uitreik is na hulle eie jeug. Dit is 'n skande as die kerk se kinders en jong mense so goed dat hulle later moet evangeliseer. Omdat dit hulle van begin af nie as het ware help om binne in die geheel te dink. Nou, ek dink jy kan begin deur 'n paar primêre rolspelers te bedag. Ek kies byvoorbeeld vir 15 Amerikaner klas in Johannesburg in 'n gemeente, die diocese van Joburg. Ek weet met die evangeliskursus. Daar sit nie een dominee. En elke keer as ek hulle lees hier, dan weet ek vir my sien, dit gaan waarskynlik nie werk. Want hulle loop hulle vas teen dominee. Want dominee dink nie eksklusief nie, dominee intensief nie, dominee dink ons weer werk. En hy moet er rond bezig hou, want dit sê dan dit al met die street cleaning act. Hou hulle ons net Sandra aan in die straat, dat jy iets kan doen, vrij aan kan loop en sonder die, maar Sandra aan die weg, dat is een woord, op een Sandra aan die straat. So, jy moet, as die senior predikant nie in is, die bringe asseblief bid vir 'n paar randjies en vat vir 'n paar eters. En deel jou passie oor die intensiteit. 'n jeugwerker los niks op in 'n gemeente as die leierskap nie intensief is. En hoe kom net elke keer goed wees in die leierskap? So moet jy dink om 'n passievolle jeugpredikant te beroep is noodwendig 'n oplossing vir 'n gemeente wat nie intensief kan. Erken en registreer hulle afwesigheid en dat hulle self sê waarom hulle afwesig is. Want dit is dikwels afwesig. Ek wil nooit my hier weer wees van 'n leierskapdeel wat sê hoekom hulle afwesig is. Maar dit nie. Nommer 3, begin lei. Onthou nou, as 'n mens intensief begin te dink, is dit eintlik al soos die ontwerp van 'n model nie. En ek sê altyd om te doen, ek sê wat beskou as hier die volmaakte motors, omdat dit 3 wêreld volmaakte motors se goed gekopie het. Maar jy weet, een Lexus op die dorp nodig, om 'n demonstrasiemodel daar te hê. Ek ry nie in die ook verkeer nie, ek ry Mercedes, en ek sou nou al gedink dat dit model moet wees, maar jy het net een nodig om te sê dit werk. As ek het dit by die proefstuk al gesê, as ek môre terug gaan gemeente, sit ek 80% van my beste energie in daai mens. Dis die beste jeugwerkers onder die son. Dis moenie huiwer om dit te begin in die jeuggroepe en in die eenhede, bedoel dit en sluit hulle in. Gesinsdienste, is dit dan een antwoord? Of moet in jou daar, ek moet teken daarby sit, nie? Wat Stellenstraat dan, het is jou vraag, ek moet teken daarby sit.
kind jy die feit moet wees dat jy moet aan begin dink en dan terugvat. En vir ons hier span gee, daar span gee, om te sê, voor die goed te laat dink, as ons in die mooi synode en die ander synodes wat die teenwoordig word, intensieve denken wil beginnen. En hoe die intensieve worsteling door selfgeslag verhoudings en die intensieve denken oor welhaar gaan 'n nuwe passie trigger vir intensieve denken oor die jeug. Al wat ek weet, ek dink nie dis noodwendig wat die jeug betref veel makliker. Dis net so egal. Lekker 10 minute, daai Christen het 10 minute gegee nog, en jy het nog 8 oor om aan die tafel voor daai 5 goed te praat.